Episode 25. Die kuns van selfbeheersing. Dis die wysheid van Spreuke hoofstuk 25. Lees rustig deur hierdie hoofstuk en kyk dan verder na hierdie video. Het jy al ooit iets gesê wat jy onmiddellik wou terugvat? Miskien in 'n argument, miskien in 'n oomblik van woede, miskien toe iemand jou seer gemaak het en jy harder teruggekap het. En daarna was die skade gedoen. Woorde kan nie ongesê gemaak word nie. Hier is die groot vraag. Beheer jy jouself of beheer jy emosies jou? Vandag gaan jy ontdek waarom selfbeheersing sterker is as enige wapen. Hoekom die regte woord op die regte tyd alles verander. En hoe jy jou vyand kan oorwin sonder 'n geveg. As jy dit snap, gaan jou verhoudings dieper word, gaan jy minder spyt hê oor jou reaksies en meer soos Christus begin leef. Luister tot aan die einde van hierdie episode waar jy selfbeheersing se krag gaan ontdek. God verberg, wysheid soek. Spreuke 25 vers 2 sê, dit is die eer van God om 'n saak te verberg, maar die eer van konings om 'n saak te ondersoek. Dink vir 'n oomblik hieroor na. Die Here is nie bang vir jou vrae nie. Hy het die hele al so ontwerp dat wysheid gesoek moet word. Die lui mense sê, as God wou hê ek moet dit weet, sou hy dit duidelik gemaak het. Maar die wyse mense sê, ek sal soek totdat ek verstaan. Wysheid is nie vir die passiewe nie. Dis vir die soekende. Matteus 7 vers 7 bevestig dit. Hy sê, soek en jy sal vind. Die vraag is, soek jy werklik wysheid of wag jy dat dit na jou toe kom? Die regte woord op die regte tyd. Die skrif sê, soos appels van goud in silwerskottels, so is 'n woord gespreek op sy regte tyd. Spreuke 25 vers 11. Hierdie is 'n pragtige beeld. Salomo sien nie net die regte woord tel nie, hy sê, die regte woord op die regte tyd is iets van skoonheid en waarde. Dink aan die mens of die mense in jou lewe, wat die gawe het om presies te weet wat om te sê, presies te weet wanneer om dit te sê, en presies te weet hoe om dit te sê. Dit is wysheid in aksie. Maar die teenoorgestelde is ook waar. Vers 20 waarsku, soos een wat 'n kleed uittrek op 'n koue dag, soos hy wat liedere sing vir 'n swaar hart. Nie elke oomblik vra woorde nie. Soms vra dit vir stilte. Soms vra dit vir teenwoordigheid. Wysheid ken die verskil. Selfbeheersing is ware sterkte. Spreuke 25 vers 28 tref soos 'n hamer. 'n Man sonder selfbeheersing is soos 'n stad waarvan die mure afgebreek is. In die ou tyd was mure 'n stad se lewe. Sonder mure kon vyande maklik inkom. Was die stad weerloos en was verwoesting net 'n kwessie van tyd. Sonder selfbeheersing is jou lewe presies dieselfde. Wanneer jy jouself nie kan beheer nie, kan enige woord jou omverwerp. Kan enige versoeking jou laat val. Kan enige krisis jou vernietig. Maar vers 16 leer ons die beginsel van genoeg. Hy vra, het jy heuning gevind? Eet net genoeg daarvan. Anders word jy sat daarvan en moet jy dit uitbring. Selfbeheersing is nie onthouding nie. Dit is die wysheid van genoeg. Dit geld vir kos en drank, sosiale media, verhoudings, ambisie en plesier. Die wyse mens weet wanneer om te stop. Oorwin jou vyand met goedheid. Vers 21 en 22 gee een van die mees revolusionêre opdragte. As jou vyand honger is, gee hom brood om te eet. As hy dors is, gee hom water om te drink. Want so sal jy kole van vuur op sy hoof hoop. Hierdie is nie swakheid nie. Dit is die kragtigste vorm van oorwinning.
Die wêreld sê, vergeld, sny terug, maak seker hy lei soos jy gelei het. Maar die Here sê, dien hom, voed hom, verras hom met genade. Paulus haal hierdie selfde vers aan in Romeine 12 vers 20, omdat dit 'n ewige beginsel is. Jy kan nie 'n mens se hart verander deur hom te verslaan nie, maar jy kan dit verander deur hom lief te hê. Die vraag is daar iemand in jou lewe wie jy moet dien in plaas van beveg? Moenie jou eie eer soek nie. Vers 27 sluit af met 'n kragtige waarheid. Hy sê, dit is nie goed om baie heuning te eet nie, en om jou eie eer na te soek is swaar. En vers 6 en 7 bevestig dit. Moenie groot praat voor die koning, en moenie gaan staan op die plek van grootes nie. Want dit is beter dat jy vir jou gesê word, kom op hierheen, as dat jy verneder word voor 'n vooraanstaande. Ware grootheid word nie geëis nie. Dit word erken. Die persoon wat homself voortdurend verhef, word gou deurgekyk, verloor geloofwaardigheid en eindig in vernedering. Maar die persoon wat homself verneder, word deur geloof verhef, verdien ware respek en leef sonder die las van 'n kunsmatige beeld. Jakobus 4 vers 10 bevestig dit. Hy sê, verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Kom ons vat dit eenvoudig saam. Wysheid word gesoek, nie passief ontvang nie. Die regte woord op die regte tyd is soos goud. Selfbeheersing is jou sterkste verdediging. Oorwin jou vyand met goedheid, nie met wraak nie. Moenie jou eie eer soek nie. Laat toe dat God jou verhef. Sê dit saam met my. Ek kies selfbeheersing bo selfverheffing. Ek kies selfbeheersing voor selfverheffing. As jy vandag besluit, ek gaan my woorde bewaak. Ek gaan my vyand dien in plaas van beveg. Ek gaan God toelaat om my te verhef. Tik dan hieronder by komments. Ek kies wysheid. Like en subscribe as jy hierdie episode vandag baie nutvol gevind het en iets nuuts uit God se woord ontdek het, dan is dit vir jou gemaak. Like hierdie video sodat meer mense hierdie wysheid kan ontdek en subscribe op ons kanaal sodat geen episode misgeloop word nie, want elke week gaan ons dieper in die woord van die Here in. Deel ook hierdie video met iemand wat dit vandag nodig het. Miskien is dit iemand wat sukkel om hulle self te beheer. Miskien iemand wat vasgevang sit in 'n stryd met 'n vyand en nie weet hoe om dit te hanteer nie. Miskien iemand wat homself voortdurend verhef en nie besef watter las dit eintlik is nie. Een video kan 'n lewe verander. Deel dit vandag. Een oomblik van selfbeheersing kan 'n verhouding red. Een woord op die regte tyd kan 'n hart genees. Een daad van goedheid teenoor die vyand kan 'n vyhandigheid vir altyd beëindig. Die vraag is nie, is jy sterk genoeg of het jy genoeg wilskrag nie. Die vraag is, sal jy die Here toelaat om jou krag te wees? Want ware selfbeheersing kom nie uit jou eie krag nie. Dit kom uit die Gees van God wat in jou woon. Galasiërs 5 vers 22 en 23 bevestig. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Selfbeheersing is nie 'n prestasie nie. Selfbeheersing is 'n vrug. En vrugte groei nie deur harder te probeer nie. Vrugte groei deur dieper gewortel te wees. Bly gewortel in hom. Bly gewortel in sy woord. Bly gewortel in gebed. En die vrugte sal self kom. Tot volgende keer. Leef in wysheid, leef in selfbeheersing. Groete uit Natal.